uitdagings, fisiese uitdagings, geestelike uitdagings. En saam met my in die ateljee het ek 'n besigheidsman, hy's 'n entrepreneur, hy's ook 'n bedryfssielkundige en hy is ook die leier van 'n mental fitness program wat ek jou baie graag meer van vertel. Saam met my in die ateljee is Marinus de Kok. Marinus, goeiemôre. Goeiemôre, baie lekker om hier te wees. Dankie, great. Nou kom ons begin gou-gou. Die woord mental fitness is dalk vir mense 'n bietjie van 'n vreemde konsep. Waaroor gaan hierdie mental fitness program? Ja, baie dankie. Wel, kyk, almal het nou al gehoor van emosionele intelligensie en ek dink baie luisteraars was nou iewers by die werk al deur 'n werkswinkel of het nou al video's gekyk en die tipe goed oor dit. Mental fitness gaan nou oor dat dit 'n bietjie meer is as net die deursnit idee van emosionele intelligensie of mindset of die tipe goed. Hy vat om 'n bietjie na 'n verdere vlak toe en sê jy wil nie net in jou liggaam nie, maar jy wil in jou kop en in jou hart en in jou gees wil jy fiks wees om die uitdagings van die lewe te kan hanteer. En dit is nie net by die werk nie, dit is by die huis, dit is in jou verhoudings, dit is oral. Wow, ongelooflik. Nou ek hoop dit prikkel so 'n bietjie nuuskierigheid hierso by jou. Nou daar's 'n program wat jy aanbied. Hoe lyk dit prakties vir mense wie belangstelling ontpak bietjie daai uit? Geef my die uiteensetting van hierdie program. Great, dankie. Ja, so jy weet baie soos ek sê baie van ons het nou al werkswinkels en die tipe goed bygewoon en ek natuurlik het dit al baie aangebied. Ek was nog besig om jou vraag te beantwoord voordat ons op die lug is. Ons het nog met Radio Tygerberg 'n voldag emosionele intelligensie werkswinkel gedoen. Ek dink dit was in 2019 om eerlik te wees. Ja, dit was 'n wonderlike dag gewees. Maar jy weet, as aanbieder van so 'n werkswinkel of iets stap jy baie keer uit die sessie uit en dan voel jy self maar ja, ek weet nie of ek die antwoord het op emosionele intelligensie en of ek my eie emosies en gedagtes agter mekaar het nie. Ja. Daar's 'n ou daar in Amerika se naam is Shirzad Chamine, hy het 'n boek geskryf, die boek se naam is Positive Intelligence. Hy het 'n bietjie van 'n ander spin op die ding gesit en hy het die wiel gaan herontwerp en baie diep navorsing gedoen en gaan kyk na die brein, positiewe, negatiewe denkpatrone en die tipe goed. En vir ons 'n fantastiese raamwerk en program bymekaar gesit en dit is nou hierdie program wat ek dan nou aanbied wat vir mense nie net konsepte leer nie, maar eintlik op die ou einde en hulle MRI scans wys dit ook fisies die uitleg van jou brein gaan verander. Wow. Ja. Jo. Nou ek moet vir jou vra, hoe strook hierdie program met 'n mens se geloof? Dit is 'n baie goeie vraag. Soos ons bespreek het, dit is eerstens gelukkig nie teenstrydig met mense geloof nie. Daar's nie een of ander eienaardige onderbou of iets aan die program nie. Om die waarheid te sê wat ek gevind het is dat dit vir baie mense versterk in hulle geloof. Dat dit vervang nie jou stilte tyd en jou gebed en die tipe goed nie. En ek dink 'n mens kan eintlik maar al die goeders los as jy nie in elk geval 'n pad stap met die Here nie. So ek sou definitief nie sê dat dit enigiets moet vervang nie, maar dat dit mense help om daai oomblik tot oomblik selfbeheersing toe te pas wat 'n mens help om sterk te bly in jou geloof en om vernuwing in jou denke en in jou gees te ervaar. Dit is iets wat ek definitief sien vir myself en vir almal wat deur die program gaan. Wow. Nou dalk is jy 'n groot dromer, dalk het jy 'n groot lewensvisie of 'n toekomsplan, maar jy voel so bietjie stak. Die Milie sing hierdie liedjie Dromer en net hierna gesels ek verder met Marinus de Kok oor mental fitness en waar kan jy al hierdie inligting kry oor hierdie program? Dromer hier op Radio Tygerberg 104 FM en as jy net ingeskakel het by ons, ek gesels met Marinus de Kok oor program Mental Fitness. En ons het nou baie gesels oor wat die program is en hoe lyk dit prakties, maar wat is hierdie program nie? Want ek dink iemand wil nou nie hierso aansluit by 'n program en inskryf vir 'n ding en dink jy, ag, jy weet jy wat, same old. Marinus, help tog vir ons. Baie dankie. Dit is my eintlik die belangrikste vraag om te vra is, wat is dit nie? Dit grief my, maar ek dink baie mense kry die idee van so 'n program dat dit maar net 'n mooi ding is en jy weet, dit is belangrik om so nou en dan ook aan hierdie tipe goed aandag te gee. Jy weet, ons hou van daai tipe goed hierso. Jy moet ook dink aan jou gees en so.
wat het eintlik is en ek gaan nou my Engels gebruik, is 'n peak performance program. Dit is die lesse is peak performance, positive relationships and peace of mind. So dis al drie. Dis nie net een of ander ding van ons praat nou net die hele tyd oor hoe ons voel en al die goeders en dis nou mooi en liefies en al die goed nie. Dis regtig iets wat die onderbou is van elke liewe tipe prestasie in elke liewe area van jou lewe. True. So fisies, emosioneel, geestelik. Alles. Hy gaan jou elke uitdaag. gebied, by die huis, by die werk, oral. Dit is nie net, soos ek sê, een of ander nice mental health program. Ja. Dit ook, natuurlik. Dit So bevorder dit. as ek nou 'n mamma het by die huis wat luister, nê, en haar kapasiteit en haar vermoëns kook oor in die middag hierso 2:30 en dis nog 'n uur en 'n half voor pappa by die huis kom, is hierdie vir haar. Eerstens ek gaan sê ek sal nie my verstout om enige advies aan 'n ma te gee nie. Dit is 'n verskriklike wille taak om 'n moeder te wees, maar dat ek wel sal sê my eie vrou is Ja. deur die program met 'n vriendin van haar, hulle Ja. het baie positief ervaar. Ja. So ek sal dit definitief aanbeveel. Dit is nie Stunning. net vir besighede of die of daai ou nie. Ja. Dit is definitief vir almal. Wow, dis baie goeie nuus. Nou, kom ons wees gou eerlik, ek en jy. Daar's baie mense in ons samelewing vandag wat veg met geestestoestande, angstigheid, depressie, mense wat regtig sukkel. Sal jy sê hierdie program is gepas vir sulke mense? Dit is 'n baie belangrike vraag. Nou eerstens soos jy my bekend gestel het, ek is 'n bedryfssielkundige, wat beteken ek is nie 'n kliniese sielkundige nie. So ek sal nooit werk met daai tipe kondisies of so aan nie. Maar ek is definitief opgelei om dit te identifiseer en vir mense te help om die regte hulp te kry. Om jou vraag te antwoord, sal ek sê dat die program is definitief reg vir ieder en elk. Dit is nie 'n belofte om enige kondisie te genees of selfs te behandel nie. 'n Mens moet die regte behandeling en in baie gevalle die regte medikasie ook kry. Maar hierdie program is 'n wonderlike manier om daai te supplementeer. Die program gaan baie sensitief om met enige trauma of moeilike geestestoestand. En wat ek ook altyd vir mense sê, gesels maar net met my. Ons sal weet wat om te doen en wat om nie te doen nie. Maar nee, definitief iets wat vir iemand wat sukkel met iets soos dit, en die statistiek wys vir ons is omtrent 1/3 van mense wat iewers in hulle lewe gaan lei aan so 'n toestand. Definitief 'n baie goeie ding. Dankie. Nou, daar's baie mense wat nou al hierdie program voorheen gedoen het. 'n Storie of getuienis van iemand wat dit gedoen het wat hulle lewe regtig waar so positief beïnvloed het. Weet jy, ek het nogal in die verlede jaar voor dit het ek 'n groepie gevat en daar was nog twee dames op die groep wat albei net gesê het, dit is asof hulle 'n nuwe lewe het. Asof Wow. alles net vir hulle anders is en niet voel. En die grootste storie wat ek het om te deel, en dit is hoekom ek bereid is om hier te sit om te praat, is ook maar my eie. Ja? Ek het daarom daai, wil ek sê, imposter syndroom 'n bietjie kon aanspreek en voel dat ek bied nie net die werkswinkel aan nie, ek het hom my eie lewe ook al gesien, Ja. wat 'n massiewe verskil hierdie gemaak het vir my, vir hoe ek voel, vir hoe ek optree, vir hoe ek presteer. En dan wil ek sê dat almal wat hierdie program gaan, ervaar dit positief, kry iets daaruit. Ek sê vir mense, ek sal nooit aanbeveel om 'n ding halfhartig te doen nie, maar hierdie is selfs 'n ding wat as jy dit maar net doen, gaan jy iets daaruit kry. Maar mense wat regtig deelneem, sê by die huis, by die werk, groot verandering en weer eens op alle gebiede en op elke manier van prestasie. Wonderlik. Nou dit klink seker iets waarvoor jy jouself kan inskryf. So aan die begin van die jaar. Marinus, meer inligting, waar kan mense vir jou kontak indien hulle dan belangstel? Wel, wat ons maar gesê het is eerder as ek wat nou hier telefoonnommer of e-posadres hier op die lig probeer aframmel, kan hulle maar net die stasie kontak en julle sal dan sommer deur verwys na my toe en dan stuur ek verder inligting deur en ons kan gesels om vir mense te help om te besluit of hierdie die regte ding is vir hulle en oor hoe dan om voort te gaan al dan nie. Wonderlik. Nou jy kan 'n e-pos stuur, baie maklik, reception@104fm.co.za reception@104fm.co.za en dan sit jy net eenvoudig
meer inligting oor die Mental Fitness program. Alright, jy kan vir my ook in die ateljee, as jy nou daai e-posadres gemis het, kan jy net die boodskap stuur e-pos en dan ons verkies om deur die e-pos te werk met hierdie program, so reception@104fm.co.za. Marinus, verskriklik dankie en mag jy regtig hierdie program seën en die mense nuut maak en vry maak. Baie dankie, heerlik om hier te wees vandag en vir jou tyd ook.